my hart verlang, siel begeer om u gesig te sien. Hoor my naam, u liefde roep, my diepe raad, die ware rus. Die majesteit
Here, dit is ons geloofsbelijdenis vandag, dat daar niemand hoor as U is nie. U is die Heilige, die een wat in ons wêreld intree, selfs al is U heilig, in ons onheilige wêreld intree en vir ons kom belangrik maak, gesande maak van U. Geet ons, U sal aanbid as die groot ene, die gans andere, die Heilige van Israel. Amen. Die Here groet U vanoggend in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, die Heilige Gees. Mag jy regtig waar die Here se teenwoordigheid beleef en mag jy gegroet wees in sy naam. Amen. Ja, sorry, ek is hier agter. Kom ons staan en sing en dan maak ons die Here se naam groot. Jesus,
lewe, prys die Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy's my bron en hy's my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n paas vir sy kinders, gee meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. die Here, Skepping sing nou saam, alles wat lewe roem sy naam. die Here, Skepping sing nou saam, en alles wat lewe roem sy naam. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. U is oor alles en nog meer. U hou die wêreld in u hand. U sien vergeete mense raak en jou gebrokenis van hart. En wat kan nooit vir u onmoontlik wees? En wat kan nooit vir u onmoontlik wees? Siekes wat begeer, om weer te hoor en op te staan. Wat kan nooit vir u onmoontlik wees? Wat kan nooit vir u onmoontlik wees? Wie is God, is altyd in beheer. Wie sal u ooit kan keer om te doen wat u wil? Wie is God, is altyd in beheer. Wie sal u ooit kan keer om te doen wat u wil? En die stem op woeste storm stil, u hou die stem tot bestaan. Is op 'n siekes wat
So Here, ons wil dit weer 'n keer sê. U is God, U is in beheer. Nie ons nie. As ons vandag oor beheer verder praat, dan wil ons juist sê, maar ons abdikeer, ons klim van die troontjies af. U moet koning wees oor ons hele bestaan en oor elkeen van ons. Amen. Daar is geleentheid vir offergawes, terwyl ons so rustig sit. Toe ek nou vanoggend klaar aangetrek het, toe dink ek myself, ek lyk of ek gaan jag iewers ter vandag hierdie kakie klere, like, goed. Is daar nog ouens wat saam mee gaan jag? Ek sien as 'n hele klompie groen mense hier so rond. Weet jy, iemand het die memo gemis, iemand het dit gekry. So, welkom aan elkeen vandag. Mag jy regtig waar die Here se teenwoordigheid en sy stem hoor. Mag jy iewers tussen al die geraas van jou lewe en mag jy net so 'n bietjie rustig raak en weet die Here is regtig in beheer. En ek en jy kan regtig waar net so 'n oombliekie terug staan en dit alles vir hom oorgee. As jy vandag hier is en die reeks begin volg, dan is jy 1 week te laat en 3 weke te vroeg. Dis 'n 4 week diens, preek reeks. So jy kan nie net een hoor nie, dan hoor jy regtig waar net 'n kwart van die preek. Dis eintlik 'n lang preek, so ek kon julle laas Sondag vir 3 ure hier gehou het en dan die hele preek gepreek het. Ek sal dit nie doen nie, ek sal dit maar opdeel in 4 verskillendes.
Laasweek het ons bietjie gesels oor hoekom wil ons so graag beheer hê. Vandag gaan ons gesels oor hoe ons dit doen. En volgende week gaan ons bietjie gesels met hoe meer ons probeer om dit te doen, hoe meer spin dit uit ons beheer uit en word ons in chaos gedompel. En dan eers by week 4, waar is dit Chartie vandag nie, hy is siek. Eers by week 4 gaan ons gesels oor hoe gaan ons regmaak, hoe gaan ons dit regkry. Sanet sê asseblief vir Chart, hy het my gebel en gesê, Gerard, jy moet my help, hierdie reeks, ek sukkel met hierdie ding, so jy moet my help, stap vir stap, Chart, ek dink jy kyk op Facebook live, stap vir stap sal ons help om, en is dit nie belangrik nie, het ons net ontslae raak van hierdie siek behoefte van ons om alles te kontrol. Goed, gaan nou oor wat jy sê. Ons eers die wonderlike, en dis een van die wonderlikste goed wat ons kan doen, is om by die doop stil te staan, en vandag doop ons 'n ma en die 3 kinders, en nog 'n klein seentjie van 'n ander gesin, en is dit nie amazing dat ons juis hierso kan sê, maar ons is nie in beheer van hierdie wêreld nie, ons het God nodig, en daarom kom ons hier by die doop staan en sê, Here, ons het nie nodig, en partykeer kan mense dit nie eens verstaan nie, ek wil eerder gaan dit nie verstaan nie, vandag se gebeurtenis nie, eers heel wat later gaan hy dit verstaan, en selfs, Jackie, waar is dit julle, ek het julle iewers te gesien, help gou, waar is dit Jackie julle, nou agter, Jackie, julle gaan dit ook nie alles verstaan, ja? Maar dit is in God se genade wat hy sê, maar ek gaan by julle staan, ek gaan julle dra, dis amazing, as jy by die doop is en jy stap uit, en het jy nie getouch hier binne jou gebeentes nie, dan mis jy iets, so, kom ek vra, Jackie, wil julle nie vorentoe kom nie, jy en die hele gesin, en Erig en Cherie, julle kan ook vorentoe kom. Dis wonderlik om hier te kan staan, te kan sê, maar ja, ek wil voluit vir die Here lewe, en ja, gaan voluit 'n goeie pa en 'n goeie ma wees vir my kinders, maar daarvoor het 'n mens 'n groot klomp energie nodig, nê. Daarvoor het 'n mens nodig dat die Here by ons sal staan, en ons gaan dra, maar dan draai die Here na julle toe en sê, maar sal julle dit vir my doen? Sal julle wat hier gebeur, vir jou kinders gaan waarmaak eventually? So daarom vra ek vir julle die 3 vrae, en vir julle 3 manne ook, saam met ma. Vraag nommer 1, is jy vasgemaak aan die Here? Loop jy agter hom aan? Is hy jou voorbeeld? Gaan jy elke dag, is jy lief vir die Jesus? Dis nou vraag nommer 1. Nommer 2, sal jy die Bybel gebruik om jou te lei en te guide oor hoe jy behoort te lewe? En nommer 3, sal jy dit wat jy vandag antwoord, sal jy dit gaan waarmaak? Sal jy jou talente en jou gawes en dit wat die Here vir jou gegee het, gaan gebruik in sy koninkryk? Dis die groot vraag. So kom ek begin daar by David en by jou en Jackie. Wat is julle antwoord hardop? En julle as kinders? Ja. Goed, ek dink ons kort 'n kind. As hy Ernst, jy is behendig met daai klein mannetjie, hoor. Goed. Waar gaan ek begin? Kom ons begin by Erig. Julle kan ons 'n bietjie nader staan, asseblief. Erig, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Hemelse Vader, u genade is so groot dat 'n klein seentjie die boodskap van verlossing, van genade, van onverdiende guns alleen kan beleef. Dankie vir reuse genade. Amen. Goed, ek dink ma, jy gaan eers kom. Kom, staan julle al 4 so nader. Ag David, jy kan ook maar nader staan. Jackie, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Dankie. Dominique, gaan jy eers te gaan?
doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Brian, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Daarin, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ek dink, gaan staan julle weer daar by Pa, hy staan so alleenig daar. It's a huge moment waar die Here vir julle sê, ek is vir julle so ontsettend lief. Mag julle hierdie moment van die paar druppels water op julle koppe altyd onthou. Mag hy julle styf vashou en verskrik geluk met hierdie groot stap. Nie wat julle geneem het, maar wat God geneem het. Wat hy kom sê, maar ek love julle en ek druk julle so styf vas. Dankie Marisa. Weet jy dat Jesus jou liefhet? Weet jy dat hy baie van jou hou? Sommer net soos jy is, want jy's kosbaar en spesiaal vir hom. Ek weet dat Jesus jou liefhet, en ek weet dat hy baie van jou hou, sommer net soos jy is, want jy's kosbaar en spesiaal vir hom. Okay, sonder om name te noem, sonder om in die ribbes te pomp, ken julle 'n control freak? Kom maar iemand in jou kop op. Moenie rondkyk nie, kyk voor jou. As jy nie iemand ken nie, is dit waarskynlik jy. Almal dink aan jou, so ek weet nie, maar ons hou van hierdie beheer ding, nê. Het julle al Monopoly of Snakes and Ladders gespeel? En dan gooi die gewone mense gooi die dobbelsteenkie, nê, hoop kom hy land op 'n 6. Maar nie control freaks nie. Hulle en dan gooi hulle hom amper soos 'n dollos of 'n sangoma of iets. Maar dis 'n lotto kaartjies is dieselfde, nê. Daar's mense wat sê, maar ek gaan nie dat die masjien vir my nommers kies nie. Dis te random lukraak. Ek kies self. My gelukkige nommers is nommer 7, want dit is 'n goddelike getal, so hy moet daar wees. Nommer 3, want dit is die 3 eenheid. Nommer 12, en dit is nie nommer 13 wat ongelukkig. Julle het ook sulke spesiale 5 nommertjies wat jy gebruik vir lotto. Hoeveel van julle het al die lotto gewen? Ja, ek is so gedog, jy gaan nie sê in eerste plek nie. Ja, R5 tel nie, Franco, dit tel nie. Want ons almal dink, hierdie nommers van ons, ek het beheer oor hulle, dis my lucky numbers of my gelukkige asempie. En dit werk nie. Jy dink dit werk, maar kan ek jou geheim vertel, wiskundig, statisties, is dit random. Dis gebeur met kans. Dis die groot woord daarvoor. So, vergeet daarvan, jy dink jy's 'n beheervraat, maar jy is nie. Maar ek onthou, op universiteit, op skool seker ook, maar ek onthou my universiteitsdae, op 'n manier wou ek beheer gehad het oor my swatting. So voor die eksamens doen ek 'n belangrike ding. Ek maak my kamer skoon. Het julle ook so gemaak? Dan voel ek my nou, dis ek in beheer, né? Nou kan ek sien waar is my aantekeninge, waar is my handboeke vir eerste keer in die jaar, maar skielik kom ek agter waar alles is en dan voel ek, okay, nou kan ek gaan skryf. Ek het nou beheer oor my lesenaar en my bed en my stoel. Want dis al wat jy op universiteit gehad het en nodig gehad het. Maar ons hou van hierdie beheer ding. Die probleem is net, kom ek sê 3 goeders oor beheer. Wat ek laasweek gesê het, volgende week gaan sê en die laaste keer weer gaan sê. Dis 'n mite
'n illusie om te dink dat jy beheer het. Trouwens, die Bybel ken nie eers die term beheer nie. Daar's nêrens in die hele Bybel gesê, verstaan daar, jy moet beheer vat oor jou lewe, of oor jou omstandighede, of oor jou besittings, of oor jou gesondheid, of selfs oor jou geestelike lewe nie. Dis die groot ding wat gebeur met die doop. Jy kom sê niks nie. Vanoggend kom sê jy net ja. Dankie Here. Dis al wat jy kom sê. Die doop is God wat aan die werk is, dis nie ek nie. As dit ek was, ek sal altyd tekort skiet. Daarom sê God, jy gaan dit nie verstaan nie, maar hierso kom ek. En hy kom gooi sy water op jou en sê, jy's myne. Jy's myne forever and ever. Die nagmaal dieselfde. As God die brood en die wyn vir ons kom gee, dan sê hy maar, dis my liggaam, ek gee myself, jy hoef niks te doen nie, eet net hiervan toe. Dit gaan jou geestelik energize. En dis wat beheer is. Dis 'n God category. Dis nie myne nie. Ek kan daar niks aan maak nie. Ek het laasweek gesê, al waar by beheer uitkom in die Bybel, is in Galasiërs 5 vers 22, waar die vrug van die Gees genoem word, waar daar staan selfbeheersing. Maar luister mooi, selfbeheersing, saam met liefde en vrede en al die ander goeders, is gawes van die Gees. As ek wat dit het nie, dis God wat vir my kom gee, om dit te kan gebruik. So beheer is 'n illusie. Jy dink jy het, maar jy het nie. Dis God se, dis nie joune nie. En nommer 3, hoe meer ons beheer uitoefen, hoe meer verval ons in chaos. Hoe meer jy 'n grip probeer kry op alles, hoe meer spin dit uit beheer uit. En volgende week gaan ons 'n bietjie langer daarby stil staan. So ek het 'n gedeelte in die Bybel wat ek gebruik vir laasweek en vir hierdie week weer 'n keer. En dis Genesis 3, dis sommer al reg in die begin. Die eerste versoeking van die mens is 'n mens wat gryp na beheer. Wat mag wil hê. So hier kom die storie. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is. En hy het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die bome in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie. Maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, hou dit in gedagte, deurdat julle alles kan ken, hou dit in gedagte. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik om dit kennis kan gee, en sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man daar gegee en hy het nie geëet nie. Ja, hy het. Hulle albei se oë gaan toe oop en hulle het besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar en hang dit om vir klere. Gucci. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het aan die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? En die mens het, ek vermoed, saggies verleeg geantwoord, ek het hier oor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. En toe het ek gaan wegkruip. Die eerste versoeking kom staan langs jou en fluister vir jou, wil jy nie 'n bietjie mag hê nie? Wil jy nie beheer hê nie? Wil jy nie iewers net 'n bietjie grasp na iets beter nie? En die vrou sê, ja, dis begeerlik, dis wow om te hê. En sy en Adam gryp daaraan en hulle eet daarvan. Kan ek teks en Spreuke, 'n ou wat bietjie later geskryf het, Salomo, hy leef so 'n hele paar jaar later as Genesis 3, en hy sê, 'n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. Of die boetie van Jesus, Jakobus, hy skryf, kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die of daai stad toe gaan, en 'n jaar lank daar bly, ons sal sake doen en geld maak, ons gaan emigreer, ons gaan iewers in 'n ander land sit. Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie.
Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil, Deo volento, DV, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. En dan iemand wat net so voor Salomo geleef het, Dawid, hy skryf in Psalm 46, bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Mag hierdie teks vir jou die opening wees van, dis nie in jou hande nie, maar is okay. Ek dink ons het hierdie week waarskynlik beleef van mense wat beheer uitoefen op 'n vraatsige manier. Ons noem hulle Amerika en Israel en Iran en whoever else nou betrokke is. Ons het die mag en ons wil die olie hanteer of die kernwapens of die whatever, ek verstaan die geopolitiese agtergrond. Ek weet nie, dat is chaos daar. Ek weet dis mense in ons gemeente wat in Dubai woon en vir my gesê het, asseblief Gerard, dink aan ons in ons gebede. Dis mense wat se kinders in die lugrederye daar werk en hulle is bang. Hulle mag nie buitekant toe gaan nie. Alles is skielik anderster. Hoekom? Want mag skep chaos. Ek het eers vir Marisa gevra of ek die storie mag vertel, maar ek gaan dit maar vertel. Ek mag dit vertel. Sy het gesê mag. Nee, Marisa, kom aan vertel. Ek sal nie name doen nie. Marisa was 'n baie goeie atleet geweest en hier van graad 9 af, 8 af het sy baie intens gehardloop en elke dag het Annelie haar gevat vir oefeninge of by Bastion of in Randfontein, maar dit is elke dag se storie. Maar toe hierso in graad 10, toe raak sy nou regtig baie goed en sy was kort op die podium gewees, gewoonlik heel bo. Sê ek met baie trots, ek mag dit maar sê, nee Marisa. En dan was haar, toe sy 'n kerel ontmoet. Maar die kalant, hy is nie vandag hier nie, so hy kan net relax. Ek hoop hy sit en kyk nie, maar hy sal ook nie weet wanneer wie dit is nie. Ek gaan nie name noem nie. Ek moet my ook nie kom pressure vir name na tyd nie. Of vir Marisa nie. Maar die kalant het oor ons net so saam gedrentel. Weet, hy het nie sport gedoen nie, dink ek nie, maar hy was altyd daar om, vir my gevoel of hy haar limelight wil steel, maar ek en Annelie was die pa en ma, ons het ons nou daarom hard gewerk om die kind daar te bring, so as daar iets, as daar nou krediet uitgedeel moet word, moet ek en sy dit kry, maar nee, hierso is die kalant oralster, die center of attention. So die oefenprogramme is baie intens, is baie geroutineerd en alles, en nou kom hierdie kalant in, en hy wil nou die goeders kom omskommel met, hy wil nou kom kuier, maar dis nou haar oefentyd, en nou raak dit 'n issue, nie? Ek en Annelie sit nou al op 'n manier so al vas, want die kalant, hy kom, maak nie moeilikheid. En sy is nou graad 10, hè? Dis nou hormone en al die goeders wat ter sprake so, en eendag kom Annelie hulle terug van die oefening af, en Marisa is te vies te in, want die kalant het iets gedoen en gesê, en ons is te vies te in, want het beïnvloed haar, en die mens moet nou sielkundig die kind voorberei vir die volgende wedloop, nee, was alles baie belangrik. En ek so daar so, probeer ek my beheer uitoefen. Ek sê toe vir haar, Marisa, vandag kies jy, of kalant of atletiek. As jy al met spikes gegooi. Sy het my gesê, pa, ek kies hom. En sy gooi my. Ek het daai dag besef, ek kan nie beheer oor haar lewe neem nie. Dis geen manier nie. Jy doen dit nie met 'n graad 10 dogter nie. Nie met 'n graad 4 dogter nie. Nie met 'n 3-jarige dogtertjie nie. Jy het beheer tot die spikes in jou bors hang. Nie regtig so erg gewees nie, Marisa, dankie. Maar is dit nie waar dat ons so probeer beheer uitoefen op mekaar se lewens en mekaar probeer indruk in ons boksies in? En dit werk nie. Dit moes nooit gewerk het nie, want die beheer was nooit jou nog veronderstel om te wees nie. So ek wil 3 goeie sê vandag. 3 maniere hoe ons beheer uitoefen. Nommer 1, doen ons dit
deur ons informasie, deur ons kennis. Het julle geweet, COVID het die meeste mediese spesialiste gekreëer. COVID het die meeste spesialiste, Google spesialiste gekreëer. Almal was op Google, toe was ChatGPT nog nie daar nie. Ons almal gaan soek na, is hierdie inenting reg of nie reg nie? Hoe ver trek spoeg as jy genies het, of as jy gehoes het, en ons het spesialiste geword. Hier's 'n paar mense wat ek ken, wat nie so 'n pille drink nie. Want hulle het ontdek, in elke boksie pille is daar 'n biljet, wat vir jou vertel wat al die newe-indikasies, die kontra-indikasies. Hulle het selfs die woord kontra-indikasie begin verstaan. So hulle lees al hierdie kontra-indikasie, ek gaan nie hierdie pille gebruik nie, want my hoofpyn, ek moet begin my begrafnisbrief op te trek. Hierdie is huge, want sulke goeders word massive goeders as jy daai biljet lees. Jy gaan nooit pille gebruik as jy daai goed lees nie, hoor. Regtig waar nie. Maar ons almal raak, in my laerskool Russiewil, was ons lesing, kennis is krag. Kennis is power, en luister my uit, dis regtig waar goed. Dis goed om alles op ChatGPT te gaan double check, of selfs te gaan create. Dit is goed om Wikipedia te gaan kyk. Maar ek het 'n klein idioot as iemand vir my sê, ek het bietjie gaan navorsing doen, en ek, vertel my van hierdie navorsing. Watse bronne, watse legitieme bronne het jy gebruik? Nee, ek het, my skoonpa het gesê, ek gebruik my familie vandag, ek het op die internet gekyk. Ja, internet, dit is 'n goeie plek, maar is 'n gevaarlike plek. Ek weet jy kan 'n mediese dokter word as jy een of ander website gaan kyk, met HD of iets van die MD gaan kyk. Dit is waar jy kan doen. Nie baie betroubaar nie, maar ons hou nogal van dit. Dit alles kom van hierdie ou af. René Descartes. Hy lyk soos Jan van Riebeeck, nee, maar dit is nie Jan van Riebeeck nie. Hy is so 50 jaar voor Jan van Riebeeck gelewe. René Descartes het gekom met hierdie cogito ergo sum. Ek dink, daarom is ek. En daarmee het daar 'n groot filosofiese skuif in die wêreld plaasgevind hier in die begin van die 16de eeu. Die groot filosofiese woorde voor is, was die Aufklärung. Die mense het gesê, maar ek kan nou self begin dink. En toe kom ons agter, maar ek kan so goed dink, in die 21ste eeu, 20ste eeu, ek kan selfs tegnologiese bietjie goedjies doen. Ek kan hulle telefoon maak, Alexander Bell. Of ek kan elektrisiteit maak. Of ek kan 'n klomp rekenaars aan mekaar koppel, en dan het ons 'n internet. En dan kan ek, op die internet, is daar 'n search funksie, Google search. Ja, hy kan baie goed sê. En dan kry ons 'n Nvidia kalant wat kom help, ChatGPT, en hy verwerk goeders baie beter en baie vinniger, en hy vul goeders in. En ons het, in die bestuurswetenskap, die ekonomiese wetenskap het gesê, weet jy wat, ons kan dinge optimaliseer. Ons kan risikobeheer uitoefen. En ons het al die goeders van, ek kan my dagboek hanteer, ek kan my gesondheid hanteer, ek kan my lewe hanteer, ek kan my kinders se lewens hanteer, tot hulle in die spikes gooi. Ek kan nie. Verstaan my goed. Ek dink kennis het 'n bepaalde soort invloed in ons lewens wat ons moet hê. Dit is nodig dat kinders by skole uitkom, dat hulle tafels moet leer, dat hulle moet leer van die periodieke tabel, dit is nodig. Maar moenie dink jou kennis kan ander mense en ander goeders beheer nie. Werk nie so nie. Soms staan ek verstom by ouens wat cerebraal dalk nie so heeltemal bright is nie. Nie die skerpste potlood in die pakkie is nie. Maar op 'n emosionele en 'n lewensvaardigheidsvlak by verre vooruit is. Kennis, IQ, het nie noodwendig iets te maak met om die lewe te kan hanteer nie. Ek dink baie keer is IQ die ding wat ons keer om sommer vir God te vertrou. Kan ek dit gou weer sê? Baie keer is jou briljante brein in die pad van God. Want ek sê vir die Here, ek weet ek vra nou vir u asseblief om my help met my finansies, maar Here, u verstaan ons nie van bateregisters nie, Here. U gaan nie hierdie proefbalans van my verstaan nie. So kom ek vertel ek vir u, Here, ek het 3 miljoen rand nodig om my skuld nou te delg.
Dan is my huis en my kar en my eetkirsrekening en my meubels en alles nou betaal. Maar ek gaan nie sê vra nie, Here, want dit is te groot vir U. My brein sê vir my, dit is te groot vir U om dit te kan hanteer. En dan kat ons God af. En so is die moderne mens eintlik maar besig om God uit te skuif en sê maar, ons het nie meer nodig nie. Ons kan self dinge doen. Ons het AI. Hulle werk self goedjies uit. Speeches, preke, rekenaarprogramme. Hulle kan enigiets invoer. Hulle teken vir jou prentjies. En dan is God nie meer nodig nie. Toe sê die slang vir die mens, vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. En toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik omdat dit kennis gee. En ons dog, dit is goed, dit is nie so goed nie. Dit was die verkeerde boom waarvan jy geëet het. Iemand het gesê, the tighter you grip on info, the tighter anxiety grips you. Want, let's face it, jy is altyd een feit agter. Jy moet weer 'n keer gaan Google om die volgende feit te kontroleer. En nog 'n keer, en later word jy so angstig, dis net nie waar. Nommer 2. Geld en mag. Ons almal glo die leuen en die geld en die mag wêreld verkoop dit aan ons, dat geld en mag jou laat beheer uitoefen oor ander mense. En ons almal glo dit. Maar dit is geen stuk waar nie. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag wat julle van hierdie boom eet, en dan sal julle soos God wees. Onthou julle in die begin het ek gesê, dis 'n God category, dis God se attribute, dis nie my en jou nie. Dis wie God is om beheer te hê, behalwe toe die mense, maar ek wil dit hê. En ek sit geld en mag, en mense kan seker twee apart gesit, maar ek dink dit is dieselfde ding. Geld gee vir baie keer vir ons mag, en mag gee vir ons baie keer dat ons meer geld het. En daai tipiese alpha male en alpha female, wat voel maar ek wil net die power hê, dames dink hulle is die main peanut in die pakkie. En mag gaan vir hulle oor, hoe kan ek ander mense manipuleer? En ons almal doen dit. Ek het met Marisa probeer doen, dit het nie gewerk nie. Ek het ook met die Ron probeer, dit het ook nie gewerk nie. Ek het met Zanay ook probeer, dit het ook nie gewerk nie. So dit werk nie. Vrouens, julle kry dit reg met julle mans, hè? Trek al te fraai kleertjies aan, sodat man my raak sien. Hoekom? Want daar's 'n mooi rokkie wat ek gesien het in die winkel, wat ek vir hom weer wil koop. Maar net vir vanaand moet ek net gou-gou my kaarte reg speel. Regte kossies opdis. Mans, julle doen dit met julle vrouens ook. Op ander vlak. Jy wil gaan jag. En jy weet die maande kom nader. Dit van my maand af, nee. Dan wil jy gaan jag. En jy weet dit kos nogal duur, is R15.000 vir 'n rooibok. So jy weet, nou moet ek my kaarte reg speel. My vrou, jy daai mooi rokkie wat jy gesien het, jy wil gaan koop hom vir jou man, dis reg. Net en die agterkop sê, moet net nie kla as ek Junie maand vir jou sê ek gaan volgende naweek op 'n jagtrip nie. En so werk ons. So werk onderwysers met kinders en kinders met onderwysers. So werk ons samelewing met mekaar. Ons speel die hele tyd 'n game. Toe ek op universiteit was, het ek op 'n stadium 'n boek gelees wat oor kulture gaan, en veral rondom die swart kulture. En baie van die swart kulture is op 'n baie fyn manier besig om te manipuleer. Waarheid is nie vir hulle so belangrik nie, dis die game wat hulle speel. As jy in Suid-Afrika is en jy weet van die Indiese deel van ons wêreld, jy moet die hele tyd negotiate. Jy koop nie 'n fiets vir R500 nie. Jy koop hom vir R550, dan stry hom af tot by R500. Of tot by R700 as hy is. Daar's altyd 'n negotiation. Ons moet altyd beheer uitoefen oor mekaar met geld en mag. En wat bring dit jou in jou sak? Gaan vra vir Donald Trump. Gaan vra vir die mense wat hulle lewens verloor het en hulle kinders se lewens verloor het. Gaan vra vir die mense wat help mag. Is dit regtig waar goed? Nommer 3, is 'n baie subtiele een. Shame en blame
het mag oor jou. Jy dink so. Julle onthou die storie. Net na hierdie verhaal kom die Here na hom toe en sê, wat het hier gebeur? En dan sê hy, hoekom het jy daarvan geëet? En dan sê Adam, Here, dit is hierdie vrou wat U my gegee het. Here, ek het eendag net wakker geword as hierdie kaal vrou hier langs my. En Here, wat ek nou maak? Sy het vir my hierdie vrug gegee, so, en die vrou sê, nee, ek, dit is die slang. En hulle blame die ander ouens, en wat gebeur daarmee? Terwyl hulle so blame, is ek onskuldig, en het ek skielik beheer daaroor, want dis sy, dis nie ek nie. Ek is nie meer in beheer. Ons doen dit op 'n baie subtiele manier in ons alledaagse lewe, deur altyd die beste voetjie voor te sit. Ek weet nie hoekom ons dit doen nie, maar ons hou daarvan om daar's 'n term wat so ruk terug gebruik is in Afrikaans die eerste keer deurgeskemer, beeldpoetsers. Mense wat jou laat mooier lyk as wat jy is. Weet, as daar 'n slegte punt is, dan draai hulle hom net so, en ons doen ons foto's nie. Neem van hierdie kant af. Hierdie kant is nie 'n goeie kant nie. Hierdie kant het 'n moesie hier so. Neem van hierdie kant, dit is my beter kant. Want ek is my heeltyd pretend sodat ek beheer kan hê. Jy moet nie vir my dink ek het 'n moesie nie of 'n pysie nie. Nee, jy moet hierdie perfekte kant kry. Ja, en maak ons moeg, hè? Om die hele tyd hierdie image te uphold, maak ons net gedaan. Ons kan nie meer wees wat ons net sommer wil wees nie. En dan mee saam kom hierdie shaming. Om te sê, maar jy is nie goed genoeg nie. Adam, waar is jy? En dan sê Adam, ek was bang en ek het weggekruip. En as ek wegkruip, het ek weer beheer. Want hier so binnekant kan niemand my sien nie. Ek kan emosioneel wegkruip en mombakkies op sê ek is oulik, ek is genaais, ek is vriendelik, maar hier binnekant kook jy. Hier binnekant is jy flenters. Hier binnekant sit jy met 'n verskriklike groot skuldgevoel en selfbeeld issues. En nou en dan pop dit uit, maar dan maak jy dit weer toe. En so dink ons het beheer. En nou moet ek amen sê, want ek is nou klaar gepreek. Maar as ek nou gaan amen sê, dan voel dit vir my, dis net inligting wat ek gedeel het. Dit moet sê hoe ons beheer het. So ek wil so glimps gee na volgende week en die week daarna, net om iets aan vas te hou vir hierdie week. Nommer 1. Ek en jy het nie beheer oor ander mense se aksies nie. Ons het net beheer oor ons reaksie op hulle aksies. Kan ek dit weer sê? Jy het nie beheer oor die ou wat oor die robot gaan ry nie. Jy het net beheer oor wat gaan jy maak as hy in jou vasgery het. Of dit nou met emosies is, of dit regtig met 'n kar is, of oor gesondheid is, jy het net beheer op 'n manier oor jou reaksie. Nommer 2. Daar's 'n binnekant narrative, 'n binnekant storie wat jy het. En net jy het beheer oor daai storie. Ander mense mag oor jou praat. Ek wil dis die lekkerste stokperdjie wat 'n mens kan hê, nee, om te skinder, om oor ander mense te praat, of dit nou Bobby van Jaarsveld is, en of dit Gerard Slabbert is, en of dit Sunny, ons love ander mense te bespreek. En jy het geen beheer oor dit nie. Alwaaroor jy beheer het is jou inner story, om te sê, maar whatever ander mense oor my sê, dis wie ek is. En ek kan nie daar verbykom nie. En nommer 3, ons dink ons het nie beheer oor ons emosies nie. Ons dink jou emosies neem dit van jou besit, en dan gaan dit net, amper soos 'n klomp tieners, nie. Jy het net hierdie hormone, nee, dis nie waar nie. Ons het 100% beheer om ons emosies te hanteer. Ons kan. Ek het al baie keer vir julle die voorbeeld gebruik. Jy en jou vrou beklei en stry, gaan te kere, raas, gooi koppies, en as die telefoon lui en sê, goeiemôre, dis Gerard wat praat. Jy het nou reg gekry. Daar's maniere, en jy weet wat is die triggers, jy weet wat is die goedes wat jou bloed laat kook. Jy kan dit hanteer. Emosies is hanteerbaar, ouens, of jy nou 'n tiener is, en of jy nou in jou middeljare is, en of jy nou in jou senior bromfase is, en of jy in jou
ons kan ons emosies hanteer. Dalk is die moeilikste ouens om dit te hanteer, waarskynlik die tieners, want hulle is nog onkundig daaroor. Maar genade, as jy 30 en 40 en 50 en 60 en 80 gestraik het, moet jy sê maar, sjoe, as ek nie dit kan beheer nie, moet ek dalk maar iewers te gaan vir 'n kursus. Dalk moet ek gaan hoor, hoe kan mense dit hanteer? Want ons kan seker goedes hanteer, maar hier kom die belangrike. Daar kom moments in jou lewe wat jy moet sê, ek is nie in beheer van my lewe nie. En wat met my gebeur nie. En weet jy wat? Dis dalk die beste plek om by te wees. Want dalk voeter jy jou eie lewe op. Pootjie jy jouself. Keer jy dat God nie deur jou kan werk nie, want jy dink jy die handvatsels. Jy die stuurwiel. Jy het nie beheer oor die robotte nie. Jy het nie beheer oor die res van die verkeer nie. Jy het nie eens beheer oor jou eie kar se remstelsel nie. Al waaroor jy beheer het is die stuurwiel wat jy links en regs kan draai. Of dalk week 4 sinne moet jy links voorsit en nie die stuurwiel vashou nie. Kom ons hou op om te glo dat ons beheer het oor alles en almal. Want Here, ons het nie. Ons bely dit nie. Ons dink ons het dit, maar kort word ons met spikes gegooi. Word ons voorgesê, maar jy moet nie beheer oor my lewe, en so het ons nie beheer oor mekaar se lewe nie. En oor ons eie lewe selfs nie, Here. En al wat ons dan moet doen is om af te klim van ons troontjie en weer vir U, wat die koning der konings is, op die troon van ons lewens wil sit. Here, ons dink ons het hierdie wonderlike blink gepoetste krone op ons kop. En ons maak dit al hoe blinker en blinker, poets dit al beter en beter. En dit is eintlik net 'n fake. Dalk is die tyd waarin ons beweeg, Paastyd, terwyl ons oor krone praat, dalk jy is die doringkroon wat ter sprake moet wees. Want U alleen is koning. Ons almal anderster is gelyke onderdane. Amen.
Weet jy, ek is so bang dat eredienste amper soos huis skoonmaak is. Weet jy, as jy kom in die hoek van die huis, dan is daar hierdie groot spinnerak, en dan vat jy die stoffer en dan vee hom af. Dis jou erediensbybring, is vee spinnerak af. En volgende week kom jy terug en dan is daar weer 'n spinnerak en dan vee jy af. En die probleem is, dit help nie maak die spinnerak skoon nie, dis die spinnekop wat die probleem is. Jy moet die spinnekop gaan doodmaak. En om wat te doen moet jy dit benoem. You have to name it to tame it. Anders gaan jy dit nooit kan hanteer nie. Anders gaan jy elke week 'n stoffertjie vat en net afvee. En as jou spinnekop se naam control freak is, Gerard is, of hoe else, dan is dit daar waar dit moet verander. En dit is 'n moeilike job. So daarom is die volgende vir jou. Mag die Here se genade by jou wees. Mag sy guidance en sy daar wees en sy influistering mag hy jou verander van binne af. Mag jy aan jouself sterf. Want sy genade is groot. Amen.